Amen. Daar sy. Prys die Here. Nou Elisha sê ek moet Jesus so saam. Soos sy vandag rondspring. Amen. Kom ons bid saam. Abba Vader, ons kan niks sonder U doen nie. Absoluut niks. En dit is hoekom ons U verheerlik. Ons maak U groot. Ons staan hier so nederig klein voor U voetebak. En ons vra U teenwoordigheid dat U my lippe sal besprinkel met die bloed van die Lam. En dat U die spreekbuis sal wees deur my. Kom en verheerlik U dan nou in en deur ons. Halleluja. Amen. Ek is bevoorreg om U weer eens te groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Ek wil nie lank wees nie, want ek is 'n baie kort man. Amen. Louise is 'n baie kort mens. Amen. Ek wil met die deel Jeremia 8:39 vanaf verse 38, Jeremia 38. Die woord van die Here. Jeremia 38 verse 6, 7, kom ons werk op van 7 af. En toe Ebed-Melech die Kesiet, hoofdienaar wat in die paleis van die koning was, hoor dat hulle Jeremia in die put gegooi het. Die koning het toe in die Benjaminspoort gesit, en Ebed-Melech uit die paleis van die koning gegaan, en met die koning gespreek en gesê, my heer, die koning, hierdie manne het verkeerd gehandel aan alles wat hulle die profeet Jeremia aangedoen het, wat hulle in die put gegooi het. Hy sal toch sterwe van honger op die plek waar hy is. Want daar is geen brood in die stad nie. Toe gee die koning aan Ebed-Melech die Kesiet bevel en sê, neem hier vandaan 30 manne met jou saam en trek die profeet Jeremia uit die put op voordat hy sterwe. Daarop het Ebed-Melech die manne met hom saamgeneem en ingegaan in die paleis van die koning onder die voorraadkamer en daarvan het verslyte en geskeurde lappe geneem wat hy na Jeremia in die put met toue laat afsak het. En Ebed-Melech die Kesiet het vir Jeremia gesê, sit tog die verslyte en geskeurde lappe onder jou armholtes, onder die toue. En Jeremia het so gedoen. En hulle Jeremia aan die toue opgetrek en hom uit die put gehaal. En Jeremia het in die voorhof van die bewaking gebly. Tot sover die woord van die Here. Ek kyk vanmôre in
spesifiek die betekenis van Jeremia, wat die naam Jeremia beteken. Toevallig vanmôre, terwyl ek weer in die skrif kyk. En ek kyk die Hebreëse betekenis van Jeremia, die naam Jeremia. En ek sien dat hy word genoem Jeremia, wat beteken God het my opgelig. Yahweh Elohim het hom uitgehaal. Amen. En kyk hierdie Jeremia. Ja, Yahweh. Amen. Jy kan met die navorsing doen as ek sien hoe word die Hebreëse afkorting net soos die woord Yahweh afgekort word, is die laaste gedeelte van Jeremia dieselfde gedeelte wat beteken Jeremia, he lifted me up. Halleluja. Amen. Prys die naam van die Here. Yahweh Elohim lifted him up. Halleluja. Dit is so deel van hierdie woord dat hy in die put gegooi is. Omdat hy volgens hulle as die profete so geprofeteer het hy anders geprofeteer. Hy het altyd iets anders gesê met die ander profete. En die prins het gevoel hulle moet hom in die put gooi, want wat hy profeteer is dat hulle moet onder die ballingskap eers beweeg, daar sal vrede kom. Halleluja. Die profeet wat ek vanmôre hier praat van Jeremia, ervaar 'n spesifieke, en ek wil vanmôre baie sag kan wees soos hierdie song, hierdie laaste song sag gewees. Halleluja. Die profeet ervaar 'n spesiale oplig deur Abba Vader. En ek sal daar kom om u te verduidelik hoekom ek sê hy ervaar 'n diepe, baie sensitiewe oplig uit die put uit. Ons lees Jeremia was in Jeremia 1 vers 5, hy was geroep toe hy nog in sy mammie se skoot was. Sê die woord van die Here. En sy ma se baarmoeder was. Amen. Toe sy alreeds uitgesit as 'n profeet vir die nasie. Om te waarsku teen die Babyloniërs. Dit was sy primêre profetiese taak gewees. Om te profeteer teen hulle. En dan kom jy hier soos Jeremia en hy profeteer. En dan kry jy die wind van voor. Amen. Dan kry jy die wind van voor. Omdat jy profeteer nie dan in die guns of wat in die hoor van mense moet wees nie, of wat hulle graag wil hê, of wat
Wat die behoefte is, want hulle moes uit Babylonskap uit moet, hulle was in 'n geweldige stryd gewees om te beweeg onder hierdie ballingskap. En daar kom tye dat ons so gemismatch word in die lewe, op die roete van ons lewe, waar is daar 'n mismatch van wat ek geroep is voor en wat jy wil hoor. Halleluja. Dis waar die konflik inkom. En dit is hoekom dat manne en vroue en kerke en kerkleiers teen mekaar opstand kom. Want hulle weet nie waarvoor ek geroep is nie. Daar's 'n mismatch tussen jou roeping en my roeping. En vir jou lyk dit soos konflik. Halleluja. En Jeremia sit in hierdie benarie, of in hierdie situasie, waar hy nie kan gemix word met die overall message wat hier gepropageer word, sal ek sê. Partykeer is Rika dalk so streng, of hy sê wat hy halleluja, of sê soos wat hy sy gees gewaar en sy gees opkom sê, en dit is dalk 'n mismatch. Ek maak 'n voorbeeld, sis Rika, sê nie jy so, halleluja. Dis nou toe, daar's altyd die mismatch. En dit is hoekom kerke leegloop, wat hulle wil hoor. Hulle wil hoor. Wat hulle wil hoor. En hulle sien my as 'n mismatch. Want ek praat nie soos pastoor of soos sis Elbie nie. Ek maak 'n voorbeeld. Nou, is daar konflik. Halleluja. En hier word Jeremia in die put gegooi. Halleluja. Matteus 12 vers 30 sê so 'n mooi ding. Wie nie vir my is nie, is teen my. Halleluja. Daar's 'n ding met die profeet Jeremia. En dit is om die wil van Abba Vader te doen. En nie 'n wil en 'n guns van mense nie. Halleluja. Dis hier goed wat jou in putte loop laat beland. Maar nou gooi hulle 'n woord. Daar nou sus Rika toe. Sê hier ou suster of daai ook. Hy gooi jou dit en hy put in. Die Bybel sê dit is mattie. Maar daar moeder, dankie mami. Halleluja. Jy word in 'n moeder gegooi. Moeder gooi. Maar swanger gooi. Dis wat moeder is. Omdat ek nie goed of reg is nie. Dan, en of ek praat nie reg, of ek noem nie reg nie, of ek profeteer nie reg nie, om in die guns van jou te wees nie. Halleluja. Nou
nou word jy gelabel in hierdie modder. Halleluja. Maar vanmorgen wil ek praat van Jeremia. He lifted me up uit die put. Halleluja. He lifted me up uit die put. Waar deur die wêreld en situasie jou gegooi het, waar jy nou ingeval het. He lifted me up uit die put uit. Halleluja. En as u gereed is, moet u hoor wat hy sê. Die Bybel sê dat hierdie man wat vir Jeremia uitgelig het en die put het na die koning se paleis toe gestap. En in die stoorkamer het hy verslete ou stikkende lappe gevat om vir Jeremia te sê, hy voel hy kan nie vir Jeremia so uittrek, sommer so met die touw nie. Halleluja. Dis ook, ons op partykeer, dan lig ons die mense ook net so uit met die touw uit die put uit. Sonder om die sensitiviteit te weet dat hulle dat seer kry. Nou gooi jou met hierdie ding vat. Jy wil ritje werk, jy gee jou daar 'n geldjie. So honger. Maar jy sê, jy wil ritje werk, jy gee van 'n geldjie. Amen. Maar as het nooit gekom, soos as hier Sondag kom, hier so, en groot maaltyd hier voorberei, kwartaalliks, nog nooit besluit, kom ons maak ons allemaal bakke by mekaar, ons hou gemeenskap ete, en ons roep allemaal wat dinge, en ons leer vir hulle die evangelie op die tafel. Halleluja. Halleluja. Maar as kom eet, ons mense hier dik. Halleluja. 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 Dit is waar. Familie, dit is waar. En hierdie man, die man, Ebed Melech, vat hierdie, hy sê van Jeremia, vat hierdie stikkende ou lappe, daar sit jy onder jou armholtes, sodat jy die touw kan oor ons sit, sodat hy jou nie kan seer maak nie. Halleluja. So gaan die Abba Vader op. Prys die naam van die Here. Daar is 'n skrif wat sê, in jou swakheid is jou sterkte. Halleluja. Deur jou swakheid word die krag van Abba Vader volbring. Halleluja. Hy gebruik daai goed wat jy in die skatkamers van hom geberg het, daai sensitiviteit, en hy lifted you up uit jou muddy situasie uit met jou eie situasie. Prys die naam van die Here Jesus. Want daardeur kom die krag tevore. Halleluja. Soms tyd wonder ons, halleluja, is ons so onsensitief. Halleluja. Betekent is ons so onsensitief. Dat is ons soos menelik, die man, halleluja, ons is soos die man wat tyd vat, halleluja, besondere tyd vat, om hierdie man uit te haal. Halleluja. Hy gaan na die skatkamer en hy weet wie ons is. Hy ken ons. Ons is die met die swak. Halleluja. Hy ken ons elkeen se situasie.
Hy ken waardeur ons gaan. Hy's baie sensitief. Hy weet, dit is in sy karakter. Dis wie hy is. Om ons stikkende gebrokenis en situasie te vat en ons uit ons diep uit te trek. Halleluja. Prys die naam van die Here. Hy vat ons laplewe en hy trek ons uit. Halleluja. Sodat ons nie verder gesny kan word nie. Halleluja. Dit is wie Abba Vader is. Dit is wie hy in sy karakter is. Halleluja. Hy het hy sensitiviteit in sy karakter. En ons manne en vroue van die Here, ons hoor so as die manne, as die mense hier getuig, hoor ons, hierdie vrou trek al 3 weke swaar, 4 weke swaar, 3 maande swaar, maar ons ore is nie sensitief genoeg om te hoor wat sê die Gees aan die gemeente nie. Om die swakheid, is nie omdat hy wil of hy wil so wees nie, maar jy wat hy swakheid en jy sit daar sonder om te seer te maak. Ag man, kan sy man nie loop werk nie, want is hulle so lui. Halleluja. Sonder halleluja, het jy 'n sensitiviteit. Ek sê nie die mense by die werk nie. Luister mooi. Halleluja. Jy moet hulle, Paulus sê, jy moet hulle met 'n slapriem doopvang. Halleluja. Jy moet hulle met 'n slapriem vang. Halleluja. Want die natuur van die Here is, van Abba Vader is, dat ons nie nog deur die oplig van mense hulle seer maak in die proses. Jy gooi hulle nog dieper in die put. Halleluja. Ons sit in situasie, dan word ons nog verder gesny en veruidel. En u weet vir mense om ons te help. Help gelowiges nog mekaar met die sensitiviteit. As jy nog iemand moet iets gee, halleluja, gee hom die lewendige ding. Kyk mooi wat ek praat in die Gees. Halleluja. Halleluja. Nou as jy sê die mens moet loop werk, dan moet jy die gierig ook los. Halleluja. Amen. En dan ook maak hy tyd om 'n afspraak met hom, die evangelie, en stap met hom op pad. Halleluja. Is dit waar? Is dit waar? Halleluja. Die profeet Jeremia ervaar hierdie liefdesoplig in sy lewe. Halleluja. In 'n donker put. Dis waarvan ons gesing het. Halleluja. Die pragtige laaste song. Halleluja. Die sagte manier van Abba Vader om met die lappe. Halleluja. Dit is wie hy is. Halleluja. God wie jou oplig. Dis hy. Hy gebruik die sensitiewe effek. Die ou lappe is die behoudenis in wie jou oplig. Halleluja. Maar wat die man verder sê, hy sê, die koning sê vir die man, gaan haal 30 manne. Halleluja. Moet nou nie net self optrek nie, gaan haal 30 manne. 30 manne. Dan vraag my vanmôre, hoekom 30? 30
ons maar 5 gevat het. Hy kan ons 10 gevat het. Hoe kom 30 manne om een mannetjie uit die put uit te haal? 30 in die woord, in die Bybelse betekenis praat van volwassenheid. Volwassenheid. Dit is ook omtrent in die 30ste jaar wat die Here Jesus begin met sy bediening. Dit is ook in die 30ste jaar wat koning Dawid sy koningskap gebereik het of gebegin het. Numeri 4 vers 3 kan u oplees dat die priesters het tempeldiens begin doen in die tyd van omtrent 30 jaar. Josef was so 30 in Genesis 41 vers 46 toe hy begin in daardie posisie wat hy gewees het. Halleluja. Toe hy begin roep. Jy sê geen op die 30ste jaar sy bediening, sy ministry of sy roeping gebegin. Wanneer Abba Vader jou trek, is dit nie per ongeluk. Dit is nie per ongeluk. As jy jou die put uithaal, jy wat swak was, en jy wat in 'n situasie is, dis nie per ongeluk nie, wat hy jou gaan uit die put uithaal nie. Halleluja. Dis so goddelik gestruktureer in sy raadsplan. Halleluja. Dis georganiseer. Gaan haal 30 manne. Nie rondom la, gaan haal 30 manne. Die plan wat die Here het, wanneer jy uittrek uit jou put uit, is baie georganiseer vir 'n spesifieke doel. Halleluja. Halleluja. Hy ondersteun jou nie net in jou rescommissie nie. Halleluja. Maar hy prepare en organise die rescommissie. Want vandag is ons daar bietjie nee, dit is lank wat hy vat. Hy prepare en organise. Because wanneer jy uit jou finansiële situasie uitkom, dan het jy weer groter, halleluja, weer groter waardering. Wanneer jy uit jou toestand uitkom, het jy meer, halleluja. Jy kry, het jy amper soos 'n momentum hier binne jou, halleluja, want die swakheid van jou situasie, waar hy jou uitgehaal het hy so mooi en organiseer gestruktureer. Halleluja, met 30 manne. Wat so voorreg het ek om met 30 manne? Hoe is dit? As manne en vroue in die teenwoordigheid van die Here mekaar hande begin vat en mense begin uithaal. Nie single soul. Halleluja. Unity. Halleluja. Unity. Halleluja. One man show me. Unity. Unity. Kerke staan saam. Nie die een kerk vervloek die ander kerk. Die een pastoor vervloek die ander pastoor. Unity. Unity. Wanneer manne en vroue saam staan. Dit is soos 'n skrimskakel in 'n rugby. Halleluja. Wanneer die een man kom staan. Halleluja. Dan hak die ander manne. Halleluja. By the way, scrum beteken is support, C coordinate. Halleluja. Wat is dan maar?
Kom sê net. Halleluja. Halleluja. Wat is dan aan? Geliefdes. Halleluja. Halleluja. Ons is in die skram beweging. Halleluja. Ons is in die skram beweging. Halleluja. Support. Coördinate 30 aan mekaar. Halleluja, as hy klaar gecoördineerd het, dan bied hulle 'n sens van resistant as R. Halleluja. SC, coördinate, R, resistant. U, en hulle die resistant. Halleluja. Daar kom hulle in die unity. U. En as hulle die M gebruik het, dan kom hulle die momentum. Halleluja. Hulle kom in die momentum in. En die aksie om te beweeg. Om te enter as 'n eenheid in die liggaam van Abba Vader. Halleluja. Dis tyd dat ons moet skipskakel. Halleluja. As manne en vroue. As hierdie mense sit nie, as die mense wat ons weet nie, dan moet ons ry. Ons wat so net gemakkelijk is met ons eie mense wat by ons verdien en bezig is met ons eie huis. Halleluja. Kyk waar die medegelowig is. Halleluja. Die maatjie, want jy weet langs jou sit. Halleluja. Vraag daar so. Nooit daar so. Kyk, kom in skram. Kom in unity. Dis hoekom hierdie dorp so lyk. Dis hoekom hierdie dorp so lyk. Die polisie op vergadering, hulle sê, hierdie werk kan ons nie doen nie. Hierdie is 'n sosiale misdaadvoorkomingsprobleem. Halleluja. Want word nou lyk hoe die kerke is nie by mekaar nie. Die leiers is nie by mekaar nie. Gelowiges is elkeen op sy hoekie. Soos ek en jy, wat sê die ou engekerk song. Halleluja. Skyn elkeen in sy hoekie soos ek en jy. Halleluja. Halleluja. Ons is nie saam nie. Ons is nie saam nie. Ons het nie die skrifstukke om mense uit die putte uit te haal. Om Portnolle te jeug sy mense uit. Halleluja. Amen. Is iemand hier die ding begin? Halleluja. Kyk daar vir suster. Maar die suster sister Louise, hy begin hier 'n sonneskool. Het julle hom geonderstem? Ha? Kyk vir Kylie, het hier vir strandlopertjies begin. Het julle gekom? Unity. 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 Dis tyd dat ons unity moet kry. In die gees. Die 30 manne. Elkeen met 'n stukkie touw. Elkeen met 'n stukkie touw. Ek weet nie of hulle hom so getrek het, of so getrek het. Wat is dat? Hoog, tak. Is dit tak of hoog? Ek hoor net daai. Halleluja. En jy hoor my so in die gees as jy praat. Halleluja. Hoor jy hom verkeerd, jy is aan die regs. Halleluja. Miskien het hy daai. Het hy daai posisie ingeneem, die 30 manne. Woe! Is Jeremia uit. Die partij. Is dit nie gemakkeliker om iemand uit die partij te haal nie? Is dit nie gemakkeliker? Halleluja. Yes. Hoe wonderlik is, God stuur vir Jeremia skram. Halleluja. 'n Skram. Jy is in jou ma se skoot geroep, ek stuur vir jou 'n skram. Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja. Voordat jy klop, dis nog gewees. Ek het jou geroep
vir 'n nasie, so die nasie sal 'n skrimskakel en jou kinderen. Halleluja. Die time is arrive. Halleluja. Dat jy ook die voorrecht van Abba kan geniet om so prachtig onder die arms mooi kussens te kry om jou uit te trek, om ook manne te kry en ook om in posisie te kom vir sy mense en die gemeenskap wat soms in pad lê. Miskien is jy die een wat wag vir 'n paar duisende rand om kwaad te val voor jy iemand uit die put uithaal. Halleluja. Halleluja. Miskien wag jy 'n kar om hulle uit die put uit te haal. Halleluja. En jy ooit vir ma Louise en vir Suster Babsie en vir Suster Eden en vir ma en vir haar gesê, kom ons skrimskakel, dan stap ons so een huis per week. En ons bereik iemand wat in 'n put is. Amen. En ons haal hom uit. Halleluja. Prys die naam van die Here. Die Here moet vanmôre seën dat ons in gereedheid moet kom vir sy onmoontlike taak waarvan ons so praat. Ons sê ons taak is onmoontlik, maar met eenheid en Abba Vader is dit moontlik. Halleluja. Is dit moontlik? Die Here wil u vanmôre seën. Hy wil u vanmôre rondom u organise en restruktureer en reg kry vir hierdie 30 moment, vir hierdie dit tyd volwassenheid is now time, is the beginning, is the preparation vir uitwerk. Halleluja. 30 beteken ook is 'n preparation, is die starting. Halleluja. Om jou te pull out of the mud pit. Halleluja. Waar nou sit? Halleluja. Die mense skree hier buite, gelowiges kraai hierso in die teenwoordigheid van die Here. Mense is deur mekaar. Halleluja. Dit gaan deur mekaar. Kyk hierso, kom. Ons moet leiding vat hierso, nie hierdie mense nie. Ons moet leiding vat. Ek sê, maak 'n voorbeeld. As ons vinniger gewees het, as hulle. Halleluja. Prys die naam dat ons hier as groep hierso by mekaar gekom. Halleluja. En dit gedoen. Daar's 'n roepstem uit die putte uit. En hulle vra hom. En hulle soek manne om skrimskakel te vorm. Want Abba Vader staan al gereed met sy 30. Halleluja, bereidwillig. Halleluja, prys die naam van die Here. Kyk, die paar mense wat dit by die huis sit en rondloop. Halleluja, prys die naam van die Here. Kry jy by mekaar. Halleluja. Mag Abba Vader vanmôre elkeen seën vanmôre. Mag hy u vanmôre uit die put uithaal. Mag hy 30 skrimskakel vorm rondom u lewe en u pull uit die modderput uit waar u sit in 'n situasie van eensaamheid, van bekommernis, van finansiële probleme, van kinderprobleme, van huislike probleme, van enige probleme. Mag hy julle uitpoel met sy gereed engele van wat gereed staan. Dankie Abba Vader vir ook die sensitiewe
geskiedenheid waarmee U ons wil uittrek vanmôre. Dankie dat ons nie sal skaam wees oor ons history of ons geskiedenis waarvan ons kom nie, maar ons swakheid word juis gebring om die krag van U daardeur, dat U daardeur verheerlik kan word. En dat die krag daardeur gesien kan word. En dat ons sterk voel wanneer ons uit hierdie situasie uitkom, dat voel ons meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Ek bid vanmôre, Abba Vader, dat U elkeen afsonderlik wat hier vanmôre sit, wat vanmôre ons bitte ons ken nie vanmôre, maar U wat die hartekenner en die niere-toetser is, vanmôre elkeen sal sy huis instap, sy lewe sal instap vanmôre. Bring ons op 'n punt van gereedheid vir ons bid uittrek ook, Here. Maar Vader, bring ons op hierdie volwassene punt van ons uittrek. Die tyd het ryp geword. Mense preek, mense gaan, mense kom, maar daar is niks wat gedoen word nie. Bring ons op die pre-preparation ground. Bring ons op 'n gereedheidsgrond, sodat ons kan mense, iedere een kan uittrek vanmôre. Seën elkeen vanmôre met hierdie lappe wat U om hulle se blaaie en hulle se hande en hulle se voete en waar U dit wil draai dit vanmôre. Draai dit vanmôre. Draai dit lappe. Ek dank U, Abba Vader, vir 30 wat uitgestuur sal word in ons lewe. Dat is hulle sal aftik in ons dagboek. Hulp nommer 1, hulp nommer 2, en so gaan ons. Dankie, Abba Vader. Dankie, Abba Vader. Wie 'n mechanic moet kry, wie 'n electrician moet kry, wie 'n ding moet kry. Abba Vader, dankie. Dankie vir die voorsiening. Dankie, want U was Jeremia se opligger uit sy donker put. En U is vanmôre ons opligger uit ons put. In die naam van Yeshua, in die naam van die Here Jesus, ek dank U daarvoor. Halleluja. Gaan ons kram vanmiddag onder daai gebedsgroep. Gaan ons vanmiddag kram onder daai gebedsgroep. Gaan ons na die Julies hoogte toe, vra Marika. Gaan almal 'n moeite doen om te gaan en te gaan bid vanmiddag. Dit is 'n gedagte wat almal moet vra vir homself. Hulle uitgaan. Gaan ons saam bid dat mense se lewens gered word. Amen. Ons gaan julle vir ons sing. Die worship team gaan vir ons die laaste sang doen. En dan kan julle net julle offerhandes bring asseblief en dan gaan ek staan dan net so en dan spreek ek die seën oor julle uit en dan vir